Vader is nie 'n aannemer van die persoon nie, maar ons lewens het baie te doen met hoe Vader ons sien en vir ons luister. Ek het hier in 2 Konings 3 'n voorbeeld van vers 10 af. Hy het gesê, wat ons nou gelees het met Jeremia, al staan Moses en Samuel voor my. Ek sal nie luister nie. Hoekom Moses en Samuel? Want as jy gaan kyk na hulle lewens, is absoluut toegewy. Vader het hulle gebede verhoor. Maar Saul moes op 'n stadium 'n heks gaan sien om Vader se woord te hoor. En daarom moet ons let op ons lewe. Nou kyk gou hier na 2 Konings 3 vers 10. Hy sê, toe sê die koning van Israel, ag, Jahwe het hierdie 3 konings geroep om hulle in die hand van die Moabiete te gee. En Josafat vra. Nou Josafat is 'n koning in Juda wat Vader geken het. Josafat was die een wat oorlog gemaak het en iets voorgestuur het. En toe die vyand mekaar doodgemaak. Dis Josafat. En Josafat vra, is hier nie 'n profeet van Jahwe dat ons deur hom Jahwe kan raadpleeg nie? Toe antwoord een van die konings van Israel se dienaars en sê, hier is Elisa, die seun van Safat. Nou hierdie was die koning wat ons net van gelees het, Sebel se man. Agab, dis Agab. Agab is die koning van Israel en Josafat is die koning van Juda. En nou is hulle in die nood, hier is nie water nie en hulle is besig om dood te gaan, dit is al 3 dae daar. En hulle sê ons moet 'n profeet kry. Vers 11, en Josafat vra, is hier nie 'n profeet van Jahwe dat ons deur hom Jahwe kan raadpleeg nie? Want Josafat ken die Almagtige en hy sê, is hier nie 'n profeet nie? Toe antwoord een van die konings van Israel se dienaars en sê, hier is Elisa, die seun van Safat, wat water op die hande van Elia gegiet het. Daarop sê Josafat, by hom is die woord van Jahwe. So het die koning van Israel en Josafat en die koning van Edom dan na hom afgegaan. En Elisa het aan die koning van Israel gesê, nou hier is hierdie 3 konings. En Elisa het aan die koning van Israel gesê, wat het ek met u te doen? Nou Elisa is 'n profeet in Israel, hy is nie 'n profeet in Juda nie. Hier is sy koning. Hy sê, wat het ek met u te doen? Van uit die profete van die vaders en die profete van die moeders. Maar die koning van Israel antwoord hom, ag nee, want Jahwe het hierdie 3 konings geroep om hulle aan die hand van die Moabiete te gee. So wat gebeur nou hierso? Hulle gaan soek die aangesig van die Almagtige, die 3 konings. En Vader praat deur die profeet en hy sê vir die koning van Israel, wat maak jy? Ek gaan ons nie na jou luister nie, want wat doen hy nou eintlik? Hy bid, hy sê help. En Vader sê deur die profeet, gaan na die profete van die vader en die profete van die moeder. Maar die koning van Israel antwoord hom, ag nee, want Jahwe het hierdie 3 konings geroep om hulle in die land van die Moabiete te gee. En Elisa sê, so waar as Jahwe van die leerskare leef, voor wie se aangesig ek staan, as ek nie agting gehad het vir die persoon van Josafat, die koning van Juda nie, sou ek na u nie kyk en u nie aansien nie. Hy sê vir Agab, as Josafat nie hier was, ek sal nie eers vir jou gekyk het nie. Met wie praat hy? Met sy eie koning. Hy sê, ek ag jou niks. Ek stel nie in jou belang nie. Maar omdat Josafat hier is, sal ek. Nie is as Moses voor my staan nie, want ek ag Moses. Jeremia, moenie vir hier volk bid nie, want ek ag Jeremia. Is dit belangrik hoe ons lewe lyk, as ons tot Vader bid? Kan ek maar my eie lewe lei en my eie ding doen? As ek hulp nodig het, dan gaan vra ek die profete van my vader en my moeder, wat afgode is, maar as ek in die nood is, dan sê ek die God van Israel, kan hy vir my sê, ek ag jou nie, ek stel nie belang nie, ek weet nie wie jy is nie, ek stuur in die woestyn in, want ons leef in 'n tyd van genade, want so lief het God die wêreld gehad, en omdat hy genade het, kyk hy na ons almal dieselfde, hy doen nie, hy kyk na party, en hy verhoor party, en anders sien hy nie aan nie, sê ek stel nie in jou belang nie.